En welkom terug kykers. Ons is terug met 'n nuwe seisoen van Gooi Kolle. Ek is baie excited vir hierdie seisoen. Ons sien vooruit vir 'n exciting season soos ek gesê het eens en daar's klomp rugby hierdie jaar en klomp wedstryde, klomp om vooruit te sien vir hoe excited is jy vir hierdie nuwe seisoen? Ja, nee, dis altyd lekker om iets so te wees en ja, ek hoop ons gaste geniet dit altyd ook wat ons nooi na die show toe, so ons hoop om dit interessant te hou, ja, baie interessante mense wat maar in 'n bewese sport rondbeweeg en vir hulle almal 'n bietjie blootstelling te gee en ja, vir almal lekker te maak. Daar hoor julle dit by Andrew. So ons sien vooruit vir die seisoen. Veral die einde, julle onthou wat ons altyd gedoen het op Gooi Kolle met die Gooi Kolle wat Michelle vir ons altyd specials bring, so ons sien ook vooruit vir daai. Andrew, om die seisoen af te skop moet jy maar dalk vir ons jou skop skills wys. Okay, so iets soos Okay, ek gaan ook dieselfde doen. Voor ons vergeet, Andrew, ons het 'n nuwe gesiggetjie op die show. 'n nuwe favorite aanbieder. 'n nuwe favorite aanbieder. Ek kan sê ek gaan nie probleem hê soos die vorige aanbieder nie. So julle hoef nie te stres oor dit nie. Ek like haar baie. Ek hoop baie van haar en ek glo Andrew ook baie van haar. So kom ons gaan kyk waar shop sy vir die eerste episode, waar kry sy vir ons die kos van vandag se show, maar bly ingeskakel. Ons is nou terug by julle. Welkom kykers by nog 'n episode en ons eerste episode van Gooi Kolle. Ek is julle nuwe braai aanbieder, Patricia Kutsie, en ek is so opgewonde vir vandag se inkopies. Ek het my lysie en ek is hier by Metro om vandag julle goedjies te koop vir ons braai resep vir die episode. So moet nêrens gaan nie. Ek gaan nie. Ek gaan 'n koppie koffie en begin ons met ons kopies. Hi Patricia, lekker om jou hier te sien. Dankie, ek is bly om hier te wees. Welkom in Metro Fresh. Dankie. En ek hoor die goeie nuus, jy's die nuwe aanbieder van Gooi Kolle. En ek is so opgewonde, weet jy. Want wie is die nuwe borg van Gooi Kolle? Niemand anders as Metro. Metro, ons is net so opgewonde. Dis lekker om julle hier te hê. Lekker om hier te wees. Is jy gereed om 'n bietjie shopping te doen? Kom ons begin sommer met die lekker pizza.
Corlia, hoe gaan dit vandag? Goed met jou, Patricia. Kan nie klein nie. Dankie dat jy my so lekker verwelkom het hier in Metro. Kyk, dis die lekkerste ding van Metro Fresh. Voor jy inkopies doen, begin jy met 'n koffie. En dis 'n heerlike koffie. Dit Baie is. lekker. Wel, soos ons gesê het, ons is hier in Metro vandag en ek is met die wonderlike Corlia hierso. Corlia, ons het iets spesiaal wat ons vir ons kykers wil sê. Kan jy vir hulle dit sê? Like hoekom jy vandag hierso op Gooikole is? Want ek is baie opgewonde. So ons is julle nuwe borg vir die nuwe seisoen. En dit is goeie nuus. Dis goeie nuus. Ons is opgewonde. Ons het Metro, ons het Metro Fresh, ons het Metro Supermark en ons het Metro Home en ons gaan Gooikole. Ons gaan Gooikole, julle gaan baie sien van Metro in hierdie seisoen en ek is baie opgewonde. Want jy kan enige iets hier by Metro kry. Soos jy sê, daar's Home, daar's Fresh, daar's die supermark. So enige iets is beskikbaar. Van 'n slagding tot 'n kussing vir jou bank. Ons het nou alles. So Gooikole is uitgesort vir hierdie seisoen. Daar is niks en wat ons volgende of wat ons hierna vir julle ook nog gee is ons gee ons MD ook vir julle, Brian. Hy gaan lekker saam braai en hy gaan lekker Gooikole van Metro se kant af. So ons het tot die grootste groot vir julle ook vandag saam. Dit klink awesome vir my. Nou vertel net gou vir my bietjie hoekom van 'n Metro perspektief af. Hoekom het Metro nou besluit om deel te wees van die Gooikole span? Wat beteken dit vir Metro? Weet jy, dis so 'n ongelooflike produksie met soveel verskeidenheid goed en mens kry nie altyd 'n produk en 'n projek wat alles dek nie. Want ons nou so divers is met die supermarkte en die Home en die Fresh, moet ons iets skryf wat ons saam met ons kan hande vat en saam met ons ook uniek kan wees. En dit is presies wat Gooikole is. Van die verskillende gaste wat jy het tot ons ongelooflike ingevoerde snaakse produkte en vars produkte. Moes ons iets skryf wat vir ons pas en na amper 2 jaar wat Fresh oop is dit nou tyd om lekker saam te speel, plaaslik saam te speel. En ek dink ook met ons resepte wat ons het op Gooikole, soos ons sê, alles is beskikbaar hier. So en ek is baie opgewonde vir ons eerste episode. Ek het daarom alles gekry wat ek nodig gehad het na die shopping. So definitief die is 'n plekkie vir jou inkopies, maak nie saak wat jy hiervoor is. Nee, en dit is sakpas, verstaan? Of jy nou jou biertjie wil hê by die liquor en of jy jou slaai wil hê met jou feta kaas of jou slagding wat ons self vir jou kan opsny en verpak. Ons het regtig alles. Jy moet net vir ons vra en ons akkommodeer jou. Dit klink wonderlik. Nou ek gaan net so klein bietjie persoonlik raak, want ons wil ook vir jou bietjie leer ken. Vir hoe lank is jy nou al deel van die Metro familie? So ek is nou al 3 jaar die trotse bemarkingsbestuurder van Metro Namibië. Ja, ons hou van adverteer en ons naam daar uitkry. Ek sê nou reeds vir die Gooikole span dat die oomblik toe ek instap en ek sien die oranje, jy het oranje tekkies aan, jou oorbelle lyk fantasties, jou persoonlikheid, dit straal net so uit. En weet jy, want jy nou deel raak van die familie, gaan ek nou vir jou vanmiddag, en niemand anders het dit behalwe ek en jy nou, gaan ek nou vir jou eie Metro Fresh oorbelle gee. So wanneer ons dan nou Gooikole doen en Metro Fresh is betrokke, dan kan jy dit nou dra. En gelukkig is Metro Fresh elke Vrydag betrokke. So elke Vrydag gaan julle sien hoe ek hierdie oorbelle dra en hulle rock. Ek gaan hulle Weet jy maar, ek het nou nog 'n geskenkie vir jou. Ek word net bederf vandag, julle. It's bigger, better, always cheaper. So ek gee vir jou ons Metro loyalty card. So jy is nou een van 300,000 mense wat dit ook het. Wat by enige winkel kan koop en gebruik en ons sal dan later weer lekker gesels oor wat die voordele is van hierdie. Awesome, baie dankie. Dankie. Wel julle sien al die voordele wat julle hier by Metro kan kry, maar Andrew en Brian wag vir my daar aan die kant. So ons moet nou ons koffie drink en dan sien ons julle bietjie later.
Okay, so nou weet almal waar Patricia die haar inkopies gedoen het. Dit beteken net ons die seisoen gaan baie interessant wees. Maar voor enige iets anders, Andrew was vroeër in die week hier by die NRI, by die Hage Geingob Stadion en het bietjie met Jacques Burger en die CEO John Heinz gesels. So kom ons kyk maar wat sê die ouens vir ons. Reg, so ons is hier so saam met John Heinz, die CEO van die Namibia Rugby Unie. So John, ons het eintlik 'n redelike opwindende program wat voorlê vir die Namibiese spanne in die opbou na die wêreldbeker kwalifisering toe. Vat ons miskien net so vinnig bietjie daardeur. Natuurlik, dankie Andrew vir die geleentheid weer eens om 'n bietjie rugby te kan sake of programme te deel. Natuurlik het ons 'n wonderlike program wat voor 'n baie ewige program sal ek sê. Ons het reeds in Februarie maand afgeskop met 'n vriendskaplike wedstryd teen die span van die Boland Cavaliers. En dan het ons natuurlik vooruitsigte gehad om die Blou Bulle weer eens na Namibië te bring, maar dit het nie uitgewerk as gevolg van die programme wat verander het. Natuurlik speel daardie span in 2 verskillende kompetisies. En dit het ons natuurlik verander of vervang met programme of spanne soos Uganda wat natuurlik die 14de Junie Namibië toe kom om daai wedstryd in Walvis Bay te speel. En dan die 21ste Junie speel ons teen die Erling Pumas hier op die Dr. Hage Geingob Stadion en dan ook die 27ste teen Italië. En dan dit is natuurlik ons opbou na die wêreldbeker kwalifiserende ronde wat in Uganda gaan plaasvind en dit vind plaas van tussen die 6 en die 20ste Julie waar ons eerste wedstryd afskop teen Senegal op die 8ste Julie. Okay, so julle het ook wat die Hage Geingob Stadion betref ook ander wedstryde en geleenthede wat hier gaan plaasvind. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, ek dink Andrew voor ons begin by die wat gebeur rondom die Dr. Hage Geingob Stadion is dit belangrik om een aspek te noem dat die stadion met die eerste streekkompetisie natuurlik gehuisves of aangebied waar ons 4 streekspanne gehad het wat gespeel het en dit het ook natuurlik wat ons die gaping tussen klub en ons Welwitsie nasionale span wil verklein, daai sprong. En almal gaan altyd vra wat is die verskil tussen die Welwitsie en die nasionale span? Welwitsie is basies wanneer ons nie toetse speel nie en die Namibiese span is wanneer ons onder die Arend speel. En nou bring dit vir ons terug na die stadion toe. Weet, daar's soveel geleenthede wat kan plaasvind by die stadion. Ons bied skoolwedstryde word hier aangebied. Die skole semifinale en finale kwartfinals gaan ook hier plaasvind. En natuurlik wil ons as daar behoefte om graag die Brave Warriors terug te kry in ons land dat hulle op ons tuisbodem speel. En dit is een van die gesprekke wat ons gehad het met die minister self en dan die deputy minister dat ons graag met NFA het ons gesels wat kan ons doen om seker te maak dat ons Brave Warriors hier speel. En natuurlik gaan dit natuurlik 'n paar sweetdruppels en 'n paar spiere nodig het, 'n paar infrastruktuurveranderinge, maar ons wil dit graag vir ons sokkerliefhebbers en ons sportliefhebbers wil ons dit moontlik maak. En natuurlik word die Region 5 ook hier aangebied. Dit vind plaas natuurlik tussen die 4de en die 16 of die 15de Julie. So daar gaan definitief die Engelse woord is facelift. Ek kan nie gesê gesig lig nie. Dit sal natuurlik plaasvind waar ons ons reeds begin. Almal kan sien hoe pragtig lyk die gras. Dis maar 'n beginpunt en hopelik wil ons seker maak dat die stadion dra die naam van ons laat president Dr. Hage Geingob met eer en natuurlik wil ons hierdie wedstryd die 27ste Junie wil ons onder nuwe ligte speel en dit is deel van ons opgradering by die stadion. Okay, so by die Region 5 spele verskillende sportkodes wat daar betrokke is. Watter kodes word dan hierso by die rugby stadion aangebied? Verkieslik gaan dit sokker wees. Dis onder 17 sokker wat hier gaan plaasvind. En dis een van die redes waar daar natuurlik opgradering moet wees in jou kleedkamers. Daar's 'n sekere standaard wat FIFA natuurlik verwag. En natuurlik moet jy jou spreiligte, hierdie spreiligte is natuurlik baie oud. Ek dink dis voor in beide ons tyd as ons is oud om saamvoeg, is dit geïnstalleer en daar is natuurlik 'n voorgeskrewe tydperk wanneer ligte in 'n stadion moet aangaan. Teen 4 uur die middag moet die ligte aan wees. So is hierdie ligte op die stadion van daardie gehalte of kwaliteit nee en selfs vir 'n uitsending is jou 1400 lux is dit natuurlik van toepassing om 'n
tipe streaming of uitsending te kan doen onder daai ligte. So ons wil dit doen, ons kan dit doen en ons gaan dit doen. Ja. As hy. Ja. Dankie John vir jou tyd. Nee, dankie en dit is altyd lekker om te gesels. Ja, Alles reg. dankie. Reg, saam met ons Jacques Burger, die direkteur van rugby van die Namibia Rugby Unie. So Jacques, ja, die weke en die maande loop vinnig. Ja, kan toe na die wêreldbeker kwalifisering toe in Julie maand in Uganda en so. So ons het 'n paar Dis goed dat die ouens op die veld is. Dis goed dat hulle game time kry. En soos jy sê, die tyd stap nou naby. Ons raak nou opgewonde. Daai nervous excitement begin nou kweek in 'n ou en hy begin borrel in 'n ou en ek wil regtig vir ons moet vir die mense wys ons is regtig besig met iets exciting. Ons is regtig besig om kultuur te kweek waar ons 'n span het wat veg vir die land, wat veg vir die mense wat hier sit, sy oom, sy tannie, sy niggie of sy vriend. Daai persoonlike koneksie wat ons het as Namibians om daai weer terug te kry, die mense in die paviljoene te kry. Met die voorbereiding. Dis ook maar ek dink Junie is 'n ongelooflike geleentheid vir die mense. So kom by die games, kom kyk, ondersteun die manne. Ja, verloor hier en daar, maar ons bly groei, ons bly bou. En baie opgewonde ook oor ons spelers van buite af wat ook amper weer terugkom, hooplik van middel Junie. Julie qualifiers hang afhangende van hulle seisoene waar hulle eindig, semifinale, finale. So ons is regtig besig om iets te bou en die tyd raak nou min, soos jy sê, die tyd vir praat raak nou baie min. So is tyd om te doen. Ons het nou namiddag weer ons fiksheidssoetse om te kyk waar die ouens is huidiglik na hulle 'n tydjie met hulle klubs was om te kyk op die standaard en obviously ons kyk die club games en ons het 'n paar nuwe spelers ook ingebring wat ons wil na kyk en kyk op wat se standaard hulle is en met die oog op Uganda moontlik om 'n paar ouens weer geleentheid te gee om sy hand op te steek en Pumas ook vir die Italië toets, maar belangriker die games in Julie, die Afrika beker en die wêreldbeker kwalifiseer rond is. Okay, natuurlik ook Namibia se onder 20s wat op toer sal wees in Kenia. Hoe voel jy oor hulle kanse miskien en hulle vooruitsigte? Nee, ek is baie positief, baie positief. Ek van Johan Simon en Jood Opperman oorgevat het, ek regtig net positiewe goed gesien. Ek het hulle wedstryd gekyk nou onlangs teen die Bulle se presidentspan onder 20 span en ongelooflik, hulle was binne die eerste minuut, tweede minuut is hulle agter gewees 7-0 en toe is hulle 14-0 agter nie lank na dit en die manier hoe hulle geveg het en die veggees wat hulle gewys het om terug te kom en die spangees na die tyd, hoe die ouens bymekaar gekom het, ouens van wat mekaar vir 'n week ken, hoe hulle bymekaar gestaan het en ek dink dis waardevolle lesse wat hulle gaan invat in hierdie Baarteskap en dit gaan taaf wees. Ek meen maar ek dink is tyd vir ons om ons hand op te steek. Is vir te lank het ons underperform, sal ek sê in die Baarteskap en ons moet dit prioriteit maak want dit is as jy ooit vir oor 2 jaar steek 'n ouetjie het hy 'n geleentheid om steek sy hand op as hy geleentheid om in die World Cup te speel as alles uitwerk soos dit moet. So ek's baie opgewonde. Dis 'n lekker groep. Ek's opgewonde oor die jeug en as ouetjies wat wil betrokke raak, as ouetjies van Suid-Afrika af. Nou maybe se ouetjies wat in Suid-Afrika nou bly wat skool gaan daar en so wat wil terugkom, wat wil speel vir daai span en dit maak my baie opgewonde want dis wat ons wil hê. Ons wil hê die ouens moet terugkom en dan eventually wil ons op 'n plek wees waar ons hulle hier kan hou. Dis die belangrikste. Wat moeilik is op die stadium finansiëel is dit maar altyd 'n tricky situasie met amateur rugbyland uit die ouens hier te kry en die geleenthede is oor die waters, maar as ons daai ons kan terugkry, ons kan mooi na hulle kyk, dan lyk Namibia se toekoms baie skerp. Asai, dankie Jacques. Dankie Paul man. Dankie hoor. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises.
This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Hi, Brian. Geez, I'm glad you could make it. I'm sorry to keep you waiting. You know, Corlia and I had such a nice discussion in Metro. Once Well, I that's have great. to say, I think I'm going to be back soon because, you know, we have great news. Metro has specials. Really? Yes, you Really? haven't That's heard? good. I haven't heard yet. I'm waiting to hear now. Well, Metro has some nice specials, and that made it possible for us to get all the ingredients we need for today. Because today we're going to keep it simple, but with a little bit of a twist on what we're going to braai. We have some lamb chops that we're going to get a feta dressing on. That sounds good. You're going to be assisting me on this. I'll assist you, no problem. Okay, but before we head over for our viewers who do not know who you are, can you please introduce yourself? My name is Brian Davis. I'm the Managing Director of Metro. Well, we are happy to have you yeah. here. Thank you very much. Nice to be here. Are you ready to braai? Surely. Okay, I need you to. We need to get Always ready. ready to buy, no problem. Okay, our lamb chops is here, and of course, thanks to Metro, we have them freshly cut. We have our feta and all the spices that we need to get digging. So I'm going to let you spice the meat. Okay, with Fantastic. this recipe, it's not a lot of spicing required. It's just salt and pepper because the dressing is going to do the magic when we get Fantastic. there. So, Brian, while we dig into getting ready for the braai, I need to know, we're braaiing now lamb chops, but what would you prefer on the braai? If you had to choose today's recipe, what would you put on that braai? Exactly that. Exactly this. Yes. Okay, so I made the right decision. It looks like it. I made the right decision. Nothing better than a lamb choppy. Exactly, I agree with you. So, Goeie is all about the sports. We like to talk rugby, but of course, I need to hear from you. What is your favorite sport that you would, if you could spend the whole day watching this sport, what would it be? Netball. Netball. No, I'm just joking. It goes without saying rugby. Absolutely. I'm not a specialist. I'm more of a generalist. I really enjoy it. I enjoy watching quite a few sports. Rugby for sure, number one. I enjoy Formula One. I enjoy cricket. I enjoy watching golf. So yeah, I'm not a specialist in any of them, but I like to Yeah. watch it in general. Out of all but of them rugby that you- definitely is number one on the list. Yeah, out of all of the sports you just mentioned, I know a little bit about rugby. Yeah. So you love watching rugby. Did at any point of your life, did you play rugby yourself? Yes, but very, very poorly. But yeah, I actually gave it a go, yeah. Well, I'm going to leave you to spice there. We're just going to, like I said, using the pepper and the salt. So Okay. the floor is all yours. And while you spice, Yep. I need to know, because Do you want me to put it on the board, yeah? Yes, please. Please Okay. go ahead. What rugby team do you support? Look, you know, Sensitive matter, okay, because we have that a lot is a of different... sensitive matter, but I'm a resident of Namibia. Luckily enough to be a permanent resident now. I am a South African. So obviously I support Namibia, Okay. and my team is the Springboks. So Okay, we can yeah. smile now because I'm also a Springbok. So it's a safe zone here. yeah, exactly. Great. So you're just going to do the salt and pepper like I mentioned. I will do that. Okay, great. So I need to ask you, Metro is now, as we mentioned before, our main sponsor for Goeie. So I know the Goeie team is very excited to partner with you and just build the brand and also build each other as two different brands. How are you feeling about this partnership? No, very, very good. We're actually very fortunate to have the opportunity. You know, our Metro Fresh brand is a fairly new brand. It's getting traction and it's getting a lot of popularity out there. And you know, to have an opportunity like this to be part of what you're doing over here is a great thing for us to be able to take part in. Okay, so what do you, of course, everyone, you have a vision with this partnership, right? You wouldn't have just decided overnight that this is something that Metro has to do. What is the vision for Metro in this partnership? Well, look, you know, we always want to play a role. We're part of the community, and you know,
if we can play a role that can actually just help to make this program better, that you can be part of what we do at the Metro Fresh there as well, I think it's a winning recipe. Yeah, no, I can see a bright future for Gooikwala and Metro together here. No question. No question about it. You know, maybe next time when we invite you back, we should both bring our Springbok jerseys with. I'm sure you have one, right? We just don't want to get, where's John Neville? You just don't want to get pelted by him that we got... Okay, we'll secretly bring them and sneak them on set. Okay, he doesn't have to know about this. Okay, but we have spicing to do and a dressing to make. We're gonna head over to Adam in the coast and see what's happening there along the Namibian coastline. But don't move, we will be right back. Houta, head coach for FNB Dolphins, Swakopmund's Premier League hopefuls. You guys have been, it's now your second year in the Premier League. It's been a rough start, but we're always hopeful. So tell us a bit about what are you looking for? You've got your next match is on the 3rd of May. Yes. Against who and where is it? We're playing Western Suburbs on the 3rd of May. Yeah. Here in Swakopmund, another home game for us. Yeah, it's been a tough introduction to the Premier League, but we knew it was going to be difficult. We had a lot of youngsters who were not used to the tempo and the physicality and the skill level that they're facing in the Premier League. So we were under no illusions coming into the Premier League. This year we've managed to acquire a few good players through the recruitment process in key positions. Players who have definitely contributed to the tempo of the game, to the physicality and to the quality of the performances. But still, the boys still need to get used to each other. We've only recently managed to get a specialist fly half. And the results are evident right off the bat. You know, having someone who can direct the flow of the game and who can, you know, just get basic things done on the field, and it's a breath of fresh air. Having a specialist fly half in the team. So we're in a building process. We're not in too much of a hurry. We know it's going to take a while, but we'll get there. We're on the right track. We're seeing improvements in key areas, and we're happy about that. All right. So with your next game is against Western Suburbs on the 3rd of May. Your experience with them in the Premier League, and what do you hope to achieve in your next game against them? I think Western Suburbs are going to be a totally different outfit than what we experienced last year. They are under Coach Jort Opperman this year. He's a very good coach. Everywhere he goes, teams get good that he coaches. So, and Suburbs haven't been doing bad so far. They actually managed to win against Unam and Grootfontein, which is quite impressive. So, we're in for a tough match coming up. The tempo is going to be high. The pack is doing good under Coach Jort. So it's going to be a all-round challenging match. You know, it's not one of those games where you can just say we need to prepare the forwards or we need to prepare the backs. It's going to bring a all-round attacking game. So yeah, that's what we're preparing for. I'm a Swakopmunder, and I'm going to stand behind my Swakopmund Dolphins. And I'm sure all 80,000 of our residents are supporters of our team. What
what do you have to say to your supporters? How can you encourage them to remain motivated about Dolphins? Firstly, just a word of appreciation. We really appreciate the support. We know we haven't been delivering the best results, and still we see you guys in the stands every Saturday at the field. So we really appreciate that, and we just need you to keep believing in us. We're a work in progress, and with Coach Eugene and Yaku, we're going to get there. And the players we have, it's a matter of time. So stay in our corner. We're going to make you proud soon. Excellent. Coach Vai, thank you very much for your time and good luck. Thank you very much. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Ons gooi kole hier vanaf Stellenbosch by die Dani Kruywen Stadion waar die finaal van die 2025 Varsity beker plaasgevind het. En dit is hoe dit lyk en klink as 'n volgepakte stadion die Suid-Afrikaanse volkslied met oorgawe sing. Ja, spesiale dag in Stellenbosch en dit was uiteindelik Universiteit van Kaapstad se Uitjies wat die 2025 titel inpalm. Die Stellenbosch Maties met 44-21 te klop. En hierdie is die groot oomblik op die eindvletjie waar jy so die Uitjies kon begin kole gooi as wenners. Ek het by die eindstryd in Stellenbosch met Janneman Brand gesels wat in sy daar self in baie wedstryde vir die Stellenbosch Maties uitgedraf het. Die program is gooi kole, kyk ons gooi kole in die Kaap en in Stellenbosch en so aan. Ek weet te veel vra wat julle alles toe jy eerste, tweede, derde jaar hier was op die kole gesit het nie. Dis dan partykeer was die begroting maar beperk, dan ou seker maar net 'n een choppie opgesit. Kyk, gelukkig moet ek sê ons Namibiërs het altyd ou vleisie gehad. En die Kaap het daar die wyntjie gebring. So dit was altyd 'n lekker saam braai en saam kuier. Ja, dit bly maar besonder. Ja, dit is soms 'n storie miskien van jou tyd met Maties Uitjies. Wedywering is altyd 'n tawwe wedstryd gewees. Uitjies weet ek wil altyd die bal hardloop. Maties wou ook altyd hardloop, maar jy moes fiks gewees het. Jou asem het seker gejaag na 10 minute teen Uitjies. Ja, hulle hardloop jou en dit voel later of 50 op die veld is. Ek het vanaand vir Janneman gesê ons sal hulle van dag 1 af moet raakduik en ons moet hardduik, want daai Uitjies gaan vir ons tot die 84ste minuut gaan hulle vir ons jol. Laaste vraagie, gooi kole natuurlik. Jy's een van daar weer terug op die plaas. Maar is lekker, daar's ietsie van rugby en 'n vuurtjie. Mens moet dan 'n vuurtjie aansteek en ietsie op die kole sit net. Dit is dan in ons DNA, soos hulle sê. Dit is verseker. Nee, jy kan nie sonder kole braai. Ja. En as dit nou kameelkole is beter. Nee, dis 'n besonderse om hierdie goed saam te kan deel rondom 'n vuur met 'n klomp lekker pelle bly maar baie spesiaal. Ja. En dan natuurlik hier rondom ons is daar 'n verskeidenheid kultivars wat 'n mens kan uitkies. En rooi en wit. Maar dit is eintlik uniek van Stellenbosch nie. Dit is die universiteit is wel bekend, maar hierdie mooi rondom ons, al die kelders en die wyn. Dis mooi, dis nou herfsttyd wat inkom. Dis ook 'n mooi area. Dis pragtig. Ja, dit is ongelooflik. Ek en Aldelien vanoggend die inry, dit bly maar mooi. Ek dink dis die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek kan sien Namibië is groener as die Kaap. Maar hierdie groen bly maar mooi, die berge, die see, die atmosfeer en dan as dit met 'n rooi wyntjie bly dit maar baie spesiaal. Ja, absoluut. Lekker om saam met jou kole te kon gooi in Stellenbosch. Hou van die baadjie en ons het lekker gesels. Al die pad uit Stellenbosch uit Janneman Brand. Ons het kole gegooi. Ons groet weer. Tot volgende week.
En kykers, ons is nou by die lekkerste gedeelte van elke episode van Gooi Kolle en dit is nou wat ons brei. En ek gaan vir jou die eer gee om vir ons te brei. So jy kan my hierdie dekseltjie vir ons lig. Baie dankie. En dan mag jy ons choppies op die brei sit. Het hom. Het ek hom? Nee, ek het hom nog nie. Amper daar. Kom ons sê wat ons doen. Ons sit hom maar neer. Ons gaan hom nie nou weer hierbo sit nie. Ons gaan net lekker brei. Daar sy. Hierso is jou tang en Dankie. die choppies is daar vir jou. Nee, hulle lyk heerlik, né? Koop hulle proe eerlik. Ek vertrou baie vir Uncle Google as dit by hierdie resepte kom. Jy weet dit lyk soos baie lekker chops hierdie. Dit lyk asof dit mense dit miskien by Metro Fresh kon gekoop het. Of wat dink jy? Ek dink ons het dit daar gekry definitief. Lekker vars choppies. Weet jy toe ek daar aankom, dis hulle besig om dit te sny en dit is wat ons van hou, lekker vars gesnyde vleis. Nou maar net om 'n bietjie te praat oor die chops. Al ons lam kom van die suide af en is baie goeie kwaliteit. Baie lekker vleis. Praat van die vleis het ek hierso. Ons iets is gaan die neersit, laat ons dit gou 'n bietjie deur dit gaan. So ons het 'n dressing gemaak vir ons choppies daai een kant en ons het 'n lekker slaai ook gemaak. En te danke aan Metro het ons hierdie slaai al die elemente van die slaai gekry met hulle met julle. Ag, te lekker. Salad combo. So julle het kans tot die 9de Mei om hierdie salad combo te kry vir julle groenvlei en ook hierdie lekker vleis specials wat hier so aangaan. Ons choppies het ons ook hier gekry van die specials af. So te danke aan Metro kon ek vandag lekker shopping op 'n budget gedoen het. Baie lekker, so is van vandag die 25ste tot die 9de Mei kan julle gaan lekker shopping doen by Metro met al hierdie wonderlike specials. I mean, 2 liter Coke vir net $20. Coke is deesdae baie duur, maar te danke aan Metro kan jy bietjie spaar en 'n lekker koue Coke drink. Al is dit bietjie koud. En dan ook ons coffee lovers. Kyk ons se Gold Nescafe. Sorry. Dis die reuk van die vleis wat my nou heel mekaar maak. Wat 'n lekker 160 vir dit. En ons weet hierdie koffies is altyd duur. Ja, nee, koffie raak baie duur. Baie duur vir al hierdie lekker sterk koffie. Maar nou kan jy dit by Metro gaan koop en nog baie geld spaar. Dit is so. Dit is absoluut so. Ja, 100%. Nou, ek wil bietjie meer uitvind oor Metro. Ons het bietjie gesels agter die skerms, maar vir ons kykers, vertel ons net hoeveel Metro retail stores is daar, waar oral kan ons dit kry en net bietjie meer oor of course nou hier Windhoek se Metro. Ag, dankie Corlia. Baie dankie. Seker ons is sy maak seker ons is hydrated hierso by die. Net so. Of vertel bietjie vir ons kykers bietjie meer oor Metro, die brand en waar oral dit is. Kyk, as jy net 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, ons gaan dan vir ons 11de jaar wat ons hierdie Metro gekoop het. Ons is 'n groep van Botswana af eintlik, die Sefalana groep. En ons het hierdie besigheid nou amper 11 jaar terug gekoop hierso. En toe ons eers in die gang was, het ons ek dink dit was 12 winkels gehad. Ons is nou op na 32 winkels toe. Sjoe, dit is nou groot daai. En ons is nou by elke groot dorp in die land. Ons is van die suide af in Loederitz, reg deur die land tot die punt van die land in Katima. Okay, so jy in elke hoek van die land sê jy elke hoek van die land is ons daar. Ons hou net nie op nie. Ons wil groei, maar ons wil dit reg doen. Yes. Want ons idee is dat ons wil vir almal iets kan gee deur die land. Yes. En dis hoekom ons Gooi Kolle nou saam met julle ook is net om bietjie daai Metro brand ook vir die almal te kan laat experience. I mean, soos ek sê, Metro is met my interview met Corlia sê ek mos Metro is die plek waar jy alles kry, want as Metro Hyper, Metro Fresh, Metro Home en Metro Liquor. So hier in Windhoek veral is dit alles in een plek. So jy hoef nie nog rond te ry om iets te kry nie. Alles is in een plek. Maar ons choppies lyk lekker en ek kan nie wag om te proe met die dressing en alles, maar ons moet nou eers bietjie na Brian en hulle terug gaan. Ek weet die reuk, miskien vir Brian en Andrew, hulle word nog honger daai kant. So ons gaan hier klaar maak op die vuur en dan gaan kuier ons bietjie vir Brian en Andrew. Ons is net nou terug.
Ek weet nie as julle opgewonde is soos hoe ek en Andrew opgewonde is vir hierdie seisoen nie. Andrew, die look en die feel, die freshheid. Ek het self fresh gekom vir die eerste episode van Gooi Kolle. Hoe voel jy vir die seisoen? Ja nee, dit is alles baie exciting sover. Ja, goeie vooruitsigte en ek dink dit gaan baie interessant wees. My namesake is self op die show. Ek hoor die vleis kom uit die syde uit en hulle sê mos die lekkerste vleis kom uit die syde uit. So ek sien vooruit, soos julle sien die rook wat so pla is nou Brian wat nou vir ons iets aan die gang het. Ek het hom gesê ek soek medium rare. As dit nie medium rare is nie, gaan ek en hy soort van 'n probleem het, 'n klein probleem het. Maar ja, Andrew, ons sien vooruit vir 'n groot naweek. Ons het klomp wedstryde aan die gang. Ek en jy is definitief betrokke by die nie Grootfontein nie. Ek dink bietjie aan Grootfontein, maar nie Grootfontein nie. Ons is betrokke by die Trasco United en FNB Rio Falcons se wedstryd. Vertel ons bietjie, wat verwag jy van die wedstryd af? Ja, so die wedstryd daar by Gemsdorp Park in Olympia, so interessante kom ons sê rivalry tussen die twee spanne. Laas jaar wat dit 2 rondes was, het Rio Falcon daar gelyk op gespeel, 22 elk en daarna toe hulle op Rehoboth gaan speel het Rio Falcon gewen. So op hierdie oomblik is United bietjie hoër op die puntelys, maar dit kan dalk interessant raak. As ons gou kyk na die ander wedstryde, soos een op Grootfontein, UNAM ry soontoe, gaan speel daarso. Wanderers ry Rehoboth toe, gaan speel teen Rehoboth Rugby Club. En dan is dit Western Suburbs wat teen Kudus gaan speel by die kus. Ja. Ook soos altyd almal wedstryde wat lekker teen mekaar opweeg. Sal 'n interessante naweek vir die klub rugby wees. Is dit vroeg om te sê Wanderers gaan die league wen? Of voel jy nog by die semis en die finals sal dan nog? Ek weet jy verkies altyd om op die draad te sit. Dis een ding wat jy altyd doen, maar met hoe Wanderers nou lyk, is dit 'n span wat jy dink gaan sukkel om in die final te kom? Ja, nee, ek dink hulle is die span wat geklop moet word. Enigiemand wat die liga wil wen, sal by Wanderers moet verbykom. Ja, as jy onder 20's terug is, dan kry jy ook weer 'n paar outjies terug. Yes. So ek dink hulle het lekker diepte en so en maar gaan maar moeilik wees om hulle te keer. Stel saam met jou. Metro Fresh maak seker ons is gesond. Ek sien lekker koop water vir ons. Hierdie naweek het ons ook die Afrika Cup aan die gang. Afrika beker, dis die hockeybeker wat by VIS plaasvind. Vertel ons 'n bietjie van die finals. I mean, Suid-Afrika al 2 spanne in die finals. Ons spanne al 2 in die finals. Ons is gekwalifiseer vir die Junior World Cup in India en ek weet nie waar anders nie. Maar ek weet vir 'n feit ons het gekwalifiseer. So, wat is jou gedagte aan dit? Ja, nee, dis ek dink dit is 'n baie goeie ontwikkeling vir Namibiese hokkie, die veldhokkie. Ek dink hierdie is een van die grootste prestasies dink ek in hulle geskiedenis. Ja, gelukkig was daar nou 3 plekke op wat beskikbaar was vir die mans en by die vroue. Yes. So onder 21 wêreldbeker. Ja, geen senior Namibiese veldhokkiespan het al vir wêreldbeker gekwalifiseer, so dit is great. Dis definitief 'n groot milestone vir ons. En gepraat van rugby, daar's ook ons onder 20's wat in Kenia is, Nairobi. Ons is besig met die Bartes Trophy. 2 wedstryde gespeel gewen teen Zimbabwe, teen Kenia, die defending champs. Ons het nog 1 wedstryd oor teen Tunesië. Dink jy ons bring die beker huis toe? Ja, nee, so Sondagoggend 11:00 daai wedstryd, hulle laaste wedstryd teen Tunesië. Ek dink hulle behoort nie baie te sukkel nie. Ek dink hulle het baie foute gemaak in hulle laaste wedstryd, maar hulle het nog steeds gewen. En so ja, ek dink dit lyk goed vir hulle om daai toernooi te wen. Okay, nou voor ons, ek glo die mense is amper klaar met die kos. Van hulle lyk baie rustig vir my, so daar's nie rook so baie nie, so die kos kom aan, maar voor ons by die kos uitkom, is daar nog ander groot events wat ons vooruit sien vir die naweek? Ek ken cricket begin eers Maandag. Ja, so op Swakopmund, Saterdagoggend is die Sanlam Coastal Marathon. So mense kan daar, hulle verwag so 1500 mense wat daar so die marathon of die halfmarathon of die 10 km gaan hardloop en so is ook 'n lekker event vir die naweek. So ja, en dan sal ook die golf is ook op so Rosmond oop is ook by Swakopmund. Ja, vir mense wat daar is. Okay, soos julle van Andrew voor, dis definitief 'n baie besige naweek. Daar's baie aan die gang. Vir nou gaan ons vir 'n kort advertensiebreek, dan is ons terug met Patricia en Brian. Dan sien ons hoe lyk die lamb chops van die syde.
Okay, die kos is blykbaar gereed. Het jy gesien hoe die preps was? Is jy excited vir die lamb chops? Dit lyk lekker. Okay, Patricia, please grace us with your presence en met die lamb chops asseblief. Hi Brian en Andrew. Hi. Hier is Brian. Ook met my. Ek hoop julle is honger. Baie honger, Brian. As julle. Okay. Baie honger. Soos Brian gesê het, ons moes ons tyd gevat het om seker te maak hierdie lamb choppies is gereed. Okay. Because you never rush a braai. Yes. Soos hy gesê het, ons het seker gemaak ons vat ons tyd. So ons het hierso net 'n plain and simple met peper en sout gespyste lamb en dan het ons 'n vette cheese dressing op dit. So meer sê nie. Ja, Brian kyk my met daai groot oë, hy's gereed. Wat dink julle kan ons 'n restaurant nou gaan oopmaak? Kyk, don't judge the book by the cover. So sit langs my. Mustn't be too hasty. Yes, so sit langs my. Kom ons proe hoe die lamb chops en dan gaan ons Ons is nou onder druk hierso. Yes. Kyk, kan ons die eerste paartjie kry, dan gee ons 'n Yes, kom my crème aan myna. choppie vir Brian. Hallo met hy. Okay, so Brian, vertel my bietjie. En Andrew. Wat was die proses en die procedure met die lamb chop? Hoe het jy hom by mekaar Die eerste ding wat jy moet hê, jy moet die regte partner hê. Okay. Wat is dit? Dis die eerste ding wat jy moet hê wat vir jou kan help 'n bietjie met die resepte en die kook en daai goed. So dis die eerste ding wat jy moet hê. Dan moet jy 'n ordentlike fondasie hê. So dan word as die vleis nie reg is nie, maak nie saak wat jy doen nie, gaan dit nooit lekker wees nie. En dan moet jy so 'n bietjie eers 'n bietjie rus as jy nou jou marinade goed opgegooi het. 'n bietjie rus. En dan die manier wat die vuur gemaak het, het baie goeie job gedoen. Job well done, Benny. Job So well die done. kolle is baie belangrik dat dit op die regte temperatuur is. Okay. En soos hulle gesê het, moenie te haastig wees nie. Moenie te haastig wees nie. Okay, ek het my eerste hapie gevat. Die is Patricia se eerste episode op Goeie Kolle. Ons is excited om vat het op die seisoen. Ja, ek is seker. Sy gaan vir ons die creativity bring aan die kombuis. En ek het nie geweet die feta cheese gaan so sin maak Kan jy nou sien wat ek nou praat van die regte partner met jy? Wow, Andrew. Ek sal sê kry beter dan besluit jy myself. Maar vir my is dit 10 out of 10. 10 out of 10. Mag ek Ja, Brian, kom maar in. You might as well. Ek filosofie werk. Patricia, job well done. Die is, wow. Dankie Uncle Google, jy het nie gedisappoint nie. Maar ons het baie nog lekker. een verrassing. Natuurlik, op Goeie Kolle is daar sekere tradisies wat ons moet byhou en Michelle het seker gemaak dat ons iets lekker het en Corlia is hier om vir ons 'n bietjie banana te bring. Dit is natuurlik ons brandewyn en dan ook die piesangs, die bananas wat special is op Metro. So, dankie Corlia. Is jy gereed om Ek dink dis Andrew se gunsteling banana moment van die show. Ek het dit gemis. Ek gaan nie vir julle lieg nie. Dis bietjie op my senuwees, maar ek is gereed. Jo, so moet 'n Vrydag begin. Hulle sê so. Yes. So, toe ons begin by Metro Fresh. Ons sê dankie vir Patricia dat sy saam met ons is op die show en julle is aanbieders Andrew en Brian Monango soos gewoonlik soos altyd. Ons sien vooruit vir 'n nuwe seisoen. Ons sien julle by Trasco United. Ons is daar hierdie naweek vir die rugby wedstryd tussen Trasco United en FNB Rio Falcons. So met dit ons sê, goeie kolle. Goeie Kolle.